Ons is in Spreuke hoofstuk 1 en ons gaan kyk na verse 5 tot 7 vandag. Spreuke hoofstuk 1, 5 tot 7 en dit lees dan soos volg. Laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry, om 'n spreek en beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord. Ons dankie, Here, dat ons kan weet dat dit is onfeilbaar, dit is foutloos, Here, en dit is genoegsaam vir ons. En daarom bid ons, Here, mag dit weer eens in hierdie oggend ook vir ons genoegsaam wees, Here. Here, want U weet en ons weet dat ons nie U woord kan aanneem as U nie in ons harte werk nie. Here, ons bely ons onvermoë om te groei in ons kennis en verstaan van wie U is. En daarom bid ons, Here, mag die Gees hier so in ons midde wees, mag die Gees in ons harte werk, sodat, Here, ons nie die woorde sal hoor nie, maar dat ons dit ook sal aanneem, en dat dit deel van ons sal word, Here, en dat ons dit sal uitleef, Here, ter eer en verheerliking van U heilige naam. Mag U naam groot gemaak word, Here. Dis ons gebed in hierdie oggend. Wees met ons en lei ons asseblief, o Heer. Nie omdat ons het verdien nie, maar omdat die genade groot is. In U naam alleen vra ons dit. Amen. Nou, ons het laas week gekyk na die doel van Spreuke, naamlik om wysheid en tug te ken, soos vers 2 ons leer, en om aan te neem tug wat verstandig maak, soos wat ons gelees het in vers 3. En soos ons van al hierdie dinge kon aflei, is dat daar altyd twee partye betrokke is. Daar kan nie tug of onderwys, soos die woord op ander plekke vertaal word, plaasvind, indien daar nie iemand is wat tugtig of onderwys gee nie. Ons kan nie tug aanneem wat verstandig maak, soos vers 3 ons leer, indien daar nie iets of iemand is wat hierdie wysheid aan ons oordra nie. Wat beteken dat ons nie by nature verstandig is nie. Dit is iets wat geleer moet word. Ons is nie ingebore met goddelike wysheid nie. Dit is iets wat geleer en aangeneem moet word. Maar soos ons in vers 4 gesien het, dit is nie iets wat net geleer kan word deur mense wat verstandelik geseënd is nie, of mense wat 'n sekere vlak van IQ het nie. Nee, en inteendeel, dit is vir die eenvoudiges. Dit is vir die jongelinge. Goddelike wysheid is vir die mens wat bereid is om onsself te verootmoedig voor die Here, en wat onsself as dwaase sal ag, sodat ons die wysheid van die Here kan bekom. Soos ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 18, laat niemand homself mislei nie, as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Die probleem is bloot, slim mense wil nie hulself as dwaase ag nie. En slim mense wil nie saam met die eenvoudiges gereken word nie. Maar soos Jesus vir ons sê in Matteus 18 vers 3 en 4, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander, en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Indien ons nie onsself verneder nie, kan ons ook nie deur die woord geleer word nie. Indien ons nie eers dwaas word in ons eie oë nie, kan ons nie deur die wysheid geleer of getugtig word nie. Maar laat ons nie die fout maak om te dink dat wysheid ingebore is nie, of dat ons van nature daaroor beskik nie. Want ons doen nie. En die woord leer ons moet daarin geonderrig word. Ons moet daarin getugtig word. Maar ons kom dan terug by 'n punt wat ons ook laasweek vinnig aangeraak het, waar ons dan in die volgende vers lees, vers 5, daar staan, laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. Weereens, as ons nie onsself verneder soos kinders, en besef dat ons lering nodig het nie, en dat wysheid wel deur lering kom nie, dan gaan ons niks anders as dwaase wees en as dwaase bly nie. Want wysheid word net bekom, as jy wys genoeg is om te besef, dat jy nie wys is nie. Dis al jy wysheid bekom. As jy wys genoeg is om te besef, dat jy nie wys is nie.
Soos hierdie vers ook sê, dit is die wyse persoon wat bereid is om te luister. En wanneer hy wel luister, dan vermeerder sy insig en hy sal verstandig word. Maar voor ons eers kan begin om te groei in wysheid, goddelike wysheid, moet ons eers besef dat ons bloot net dwaase is, ongeag wat se graad of kwalifikasie agter jou naam mag wees. Want daar is geen genade vir ons, indien ons nie eers onsself voor die Here verootmoedig nie, want soos ons ook lees in Jakobus 4 vers 6, God weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee genade aan die nederiges. In John Bunyan se pelgrimse reis haal 'n man met die naam van onkunde vir Christen en hoopvol in. En onkunde in hierdie boek vra dan vir Christen, en ek lees dit graag vir julle. Onkunde vra vir Christen, sê my asseblief, wat beskou jy as goeie gedagtes en 'n lewe volgens God se gebooie? En Christen antwoord daarop, daar is goeie gedagtes van verskeie soorte, sommige oor onsself, sommige oor God, sommige oor Christus en ander oor ander dinge. En onkunde vra dan vir Christen, wat is goeie gedagtes oor onsself? Waarop Christen dan antwoord, sulke gedagtes wat ooreenstem met die woord van God. En onkunde vra dan, wanneer stem ons gedagtes oor onsself ooreen met die woord van God? Waarop Christen dan antwoord, wanneer ons dieselfde oordeel oor onsself maak, as wat die woord oor ons maak. Om myself te verduidelik, sê Christen dan, die woord van God sê van mense in hulle natuurlike toestand, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Dit sê ook van die mens, dat die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg is. En weer, die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. Nou, sê Christen, wanneer ons so oor onsself dink, en dit besef, dan is ons gedagtes goeie gedagtes, want dit stem ooreen met die woord van God. En hierop antwoord onkunde toe, ek sal nooit glo dat my hart so sleg is nie. Waarop Christen toe sê, en daarom het jy nog nooit in jou lewe een goeie gedagte oor jouself gehad nie. Die woord leer ons dat ons hart is sleg. Soos Christen ook aanhaal uit Genesis 8 vers 21, die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. Ons is by nature dwaase, want ons is gefalle wesens. En daarom is dit net wanneer ons die verdorwenheid van ons eie verstand en denke verstaan, en wanneer ons dit wat die woord van ons sê, aanneem as die waarheid, dat ons werklik sal kan groei in wysheid. Want ons moet eers besef hoe dwaas ons is, voor ons die wysheid van hierdie wêreld sal verruil vir die waarheid en wysheid wat ons in die woord vind. Weereens, soos ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 18, laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Die ware gelowige is die persoon wat wys genoeg is om te begryp, dat dit wat die Bybel van ons as mense sê, die waarheid is. Die ware gelowige is die persoon, soos Christen vir onkunde gesê het, wat dieselfde oordeel oor onsself maak, as wat die woord oor ons maak. En die woord sê, ons is nie by nature wys nie. Inteendeel, ons is dwaase. Maar ons is wel wys, wanneer ons aanneem wat die woord van ons sê, en dan sal ons ook na ware wysheid begin luister, wetende dat ons dit nie by nature het nie. Soos ons teks dan ook sê in vers 5 vandag, laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. Maar hy gaan net wys genoeg wees om te luister, en verstandig genoeg wees sodat jy verstandige gedagtes kan verkry, indien ons onsself sien, soos wat die woord self ons beskryf. Dan alleen kan ons nederig genoeg wees, soos 'n kind, sodat ons deur die wysheid geleer kan word. En dan kortliks soos vers 6 van ons teks ook sê, indien ons wel onsself sal verootmoedig, deur om 'n gesonde begrip oor onsself te hê, wetende dat ons wysheid nodig het, sal Spreuke die doel dien om ons te help, soos vers 6 ons leer, om 'n spreek en beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels.
Nou om die wysheid te verstaan, soos hierdie teks sê, beteken nie jy kan dit opsê of herhaal nie. Dit beteken dit het deel van jou geword. Jy verstaan dit tot in jou diepste wese. En dit is wat gebeur nadat jy jouself verootmoedig het, deur om te erken dat jy deur wysheid getuigtig moet word. Daarom, soos ons gesien het in vers 2, staan die woord verstaan, in vers 2 van Spreuke 1, staan die woord verstaan in parallel met die tugtiging in wysheid. Waar ons gelees het dat Spreuke se doel is, soos vers 2 sê, om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan. Hierdie is weer 'n tipiese Hebreëse gedigvorm waar dieselfde konsep 2 keer herhaal word, maar met verskillende woorde dan. Wat beteken dat om te verstaan verwys na niks anders as om in wysheid getuigtig te word nie, en om dit in nederigheid te ontvang nie. Maar die punt is bloot, indien ons enigstens wysheid wil bekom, soos ons deur die boek van Spreuke werk, gaan ons dit nie net moet kan hoor, en dit moet kan opsê, en dit moet kan herhaal nie. Ons gaan dit moet kan verstaan. Dit gaan moet deel vorm van ons. Ons gaan daarin getuigtig moet word. Menende, dit moet deel van ons lewens vorm. En dit kan net deel van ons lewens vorm, indien ons die tug en vermaning van die Here aanneem, deur om onsself te verootmoedig vir hom, deur om te erken dat ons is wie die Bybel sê ons is. Naamlik, dat ons nie wys is in ons natuurlike toestand nie. En ons het nie die vermoë om onsself wys te maak nie. Ons het nodig om deur die woord geleer te word. Ons mag dalk in ons werksomgewing baie slim wees. Ons mag dalk goed presteer op skool. Maar as ons nie bereid is om leerlinge te word nie, gaan al die wysheid of al die kennis in die wêreld jou nie kan red nie. Daarom lees ons in Matteus 13 vers 51 tot 52 waar Jesus met sy disippels praat. Jesus sê vir hulle, het julle al hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord hom, ja Here. Toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde, met ander woorde die slimmes, wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring. Die wyse man en die een wat werklik wysheid verstaan, is die een wat homself 'n dwaas maak in die oë van die wêreld en 'n leerling geword het, sodat hy wys kan word in die koninkryk van die hemele. En dit is presies wat ons ook sien gebeur het met die hofdienaar van Ethiopië. In Handelinge 8 vers 30 en 31 waar staan, en Filippus het daarin gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees, en hy sê, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog, as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En hierdie hofdienaar moes redelik intellektueel en aangesien gewees het, aangesien hy 'n staatsamptenaar van Candace, die koningin van Ethiopiërs was, soos ons lees in Handelinge 8 vers 27. En hy moes ook redelik ryk gewees het, want min mense in daardie tyd kon 'n kopie van die boek van Jesaja bekostig, maar dis juist wat hy besig was om te lees. Maar hy verootmoedig homself, selfs al is hy 'n staatsamptenaar, selfs al het hy geld, hy verootmoedig homself deur om iemand soos Filippus te vra, om hom te help om die skrif te verstaan, en die man word gered. Die wysheid van die woord word deel van hom, en dit word bewys deur die feit, dat hy onmiddellik gedoop geraak het, die oomblik toe hy 'n plas water langs die pad gesien het. En so bewys die Here genade, nie aan die hoogmoediges nie, maar aan die nederiges. Naamlik die mense wat onsself oordeel, soos wat die woord ons oordeel. Naamlik dat ons nie van nature wys is nie, maar geleer en getuigtig moet word deur die wysheid, soos wat Spreuke ons ook leer. God weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee genade aan die nederiges. Maar dan kom ons waarskynlik by die belangrikste vers in die boek van Spreuke. En ook die vers waarmee die inleiding van Spreuke eindig, naamlik vers 7 wat dan sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en tug. En wat ons moet oplet, is dat die vrees van die Here
nie die begin van kennis of wysheid is nie. Dit is nie die begin daarvan nie. Dit is die beginsel. Menende, wysheid en kennis begin nie by die vrees van die Here en daarna beweeg het aan 'n ander wyshede toe nie. Nee, die vrees van die Here is die beginsel en dus die fondasie van elke enkele wysheid wat daar is om te leer. Wanneer die wysheid ons leer dat jy jou vader en jou moeder moet eer, gaan jy dit nie kan leer indien jy nie 'n vrees vir die Here het nie. Wanneer die wysheid ons leer, soos ons lees in Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie, dan gaan jy dit nie kan leer nie, indien dit nie gegrond is in jou vrees vir die Here nie. Want die Spreuke sê in hoofstuk 24 vers 17, as jou vyand val, verheug jou nie. En as hy struikel, laat jou hart nie juig nie. Dan gaan jy dit nie kan leer, indien jy nie die Here vrees nie. En wanneer die wysheid ons leer, soos ons lees in Spreuke 23 vers 13, hou die tug nie terug van jou seun nie, dan gaan jy dit nie kan leer en reg toepas, indien jy nie 'n gesonde vrees vir die Here het nie. Hoekom? Want die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. En daarsonder is daar nie 'n enkele wysheid wat jy sal kan leer nie. Dit is presies wat Eli se probleem was. Hy het nie die Here gevrees nie. En daarom het hy ook nie sy seuns getuigtig, soos die wysheid ons leer ons moet nie. En die Here sê toe vir hom, in 1 Samuel 2 vers 29, waarom verag julle my slagoffers en my spysoffers wat ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir my, deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel. Met ander woorde, Eli het geen vrees vir die Here gehad nie, en sy seuns dis hoër geag as wat hy die Here geag het. Sy seuns Hofni en Finehas het seksuele omgang met die vrouens gehad wat hulle offergawes gebring het, soos ons lees in 1 Samuel 2 vers 22, maar hulle pa doen niks. En so maak die Here toe vir Eli en sy seuns op dieselfde dag dood en verwyder die priesterskap van hulle familie af vir ewig. Hoekom? Want hy het nie die Here gevrees nie. Want as hy het, sou hy sy seuns laat stenig het, soos die Ou Testament wet en dis God self ook van hom vereis het om te doen. Want dit wat hulle gedoen het, was 'n gruwel in die oë van die Here. Maar die wysheid wat ons leer, in dat ons kinders moet tugtig, se grondslag moet wees, die vrees van die Here. En so is ook die beginsel van elke ander wysheid, die vrees van die Here. En as dit nie is nie, dan is daardie wysheid nie gegrond in die woord nie, inteendeel daardie wysheid is eintlik maar net dwaasheid. Want Eli het wel sy seuns getugtig, soos ons lees in 1 Samuel 2 vers 24, hy het hulle aangespreek, maar dit was nie vanaf 'n grondslag waar hy die Here gevrees het nie. Want dan sou hy hulle baie strenger gestraf het as wat hy het volgens die wysheid van die woord, maar hy het nie. Die vrees van die Here is die beginsel wat alle ander beginsels en wyshede onderskryf. En daarom, nadat Salomo alles sê wat hy sê in die boek van Prediker, eindig hy ook die boek van Prediker af deur om te sê in hoofstuk 12 vers 13, die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Menende, na alles wat hy gesê het in die boek van Prediker, kom alles neer op hierdie een beginsel. En hy som dit op in hierdie een beginsel, naamlik vrees die Here. Hoekom? Want dit is die beginsel wat alle ander wyshede onderskryf. Indien jy oor 'n wysheid beskik, of althans onder die indruk is, dat jy oor 'n spesifieke wysheid beskik, maar daardie wysheid word nie onderskryf deur jou vrees vir die Here nie, dan beskik jy nie oor Bybelse wysheid nie. Jy mag dalk dink dit is die wysste ding, om jou kind aan 'n goddelose staatsinstansie oor te gee, dalk selfs een van die beste skole in die land. Maar doen jy dit, omdat jy die Here vrees? Jy mag dalk dink, jy is baie wys,
deur om die Sabbat te verontagsaam en om jou inkopies na kerk te doen, want dan spaar jy petrol, maar vind daardie wysheid, sy beginsel, in jou vrees vir die Here. Word jou keuse van vriende bepaal deur jou vrees vir die Here. Word dit wat jy op TV kyk, indien jy TV het, bepaal deur jou vrees vir die Here. Want as dit nie doen nie, dan is jy waarskynlik nie baie wys nie. Want elke enkele goddelike wysheid word geonderskryf deur die vrees vir die Here. Want die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. En nie net sekere wyshede nie, alle wyshede. Nou baie teoloë en dominees sal sê, dat wanneer die Bybel praat van die vrees vir die Here, beteken dit nie dat ons moet bang wees vir hom nie, maar beteken bloot net dat ons eerbiedig moet wees. Maar dit is eenvoudig nie waar nie. Ja, ons moet die Here eer. En daar is 'n afsonderlike Hebreëse woord wat beteken om eerbiedig te wees, naamlik kabat. Maar dit is nie die woord wat hier gebruik word nie. Die woord wat hier gebruik word vir vrees, is die woord vrees. En eerbied is nie 'n plaasvervanger vir vrees nie. Daarom sien ons, en ons lees in Hebreërs 12 vers 28, daar staan, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Met eerbied en vrees. Ons lees in Eksodus 19 vers 16 waar die Here op berg Sinaï verskyn, daar staan, en op die 3de dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Hoekom het hulle gebewe van vrees? Want hulle moes. Want die God van die heelal verskyn aan hulle, en as hulle te naby aan die berg kom, dan gaan God hulle dood neerslaan. Toe Gideon die engel van die Here sien, naamlik Christus, toe vrees hy dat hy sy lewe gaan verloor, bloot net omdat hy die Here gesien het. Want niemand sien God en leef nie, soos Eksodus 33 vers 20 ons ook leer. Maar ons lees aan in Rigters 6 vers 23, maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Gideon het die regte reaksie gehad. Hy moes vrees, want God is allerheilig, en ons is nie. Baie ander mense sal weer sê, maar dit was onder die Ou Testament voordat Jesus gekom het. Maar die realiteit is, God verander nie. Dit is een van sy eienskappe, naamlik, hy is onveranderlik. Die drie-eenigheid was nog altyd die drie-eenigheid, en dit sal altyd die drie-eenigheid bly. Jesus sê self in Johannes 8 vers 58, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. As God kon verander, dan is hy nie God nie. Want as hy verandering nodig het, beteken dit bloot dat hy nie perfek is nie. En as hy nie perfek is nie, wel dan kan hy nie God wees nie. Soos die Here sê in Maleagi 3 vers 6, want ek die Here verander nie. Jesus was nie net teenwoordig by die skepping nie, hy was teenwoordig op elke ander plek in die Ou Testament, waar die mense die Here moes vrees, die drie-eenigheid moes vrees. En hy was teenwoordig toe Nadab en Abihu deur vuur verteer was, omdat hulle God aanbid het op 'n manier wat die Here nie vir hulle voorgeskryf het nie. Hoe weet ons die Here was daar? Hoe weet ons Christus was daar? Want hy is God. Daar is nie 'n verskil tussen die nuwe en die ou verbond in terme van wie God is en in terme van die vrees wat ons vir die Here moet hê nie. Want dit is dieselfde God en hy verander nie. En dit word bewys in die feit dat toe Ananias en sy vrou Safira die Here verontagsaam het onder die nuwe verbond, het die Here hulle dood neergeslaan. En wat was die reaksie? Nie net van die ongelowiges nie, maar ook die reaksie van die gemeente. Ons lees in Handelinge 5 vers 11, en 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat dit gehoor het. 'n Vrees vir die Here is nie 'n eerbied nie. Ja, ons moet eerbiedig wees teenoor die Here, maar die Here vereis nie net eerbied nie, hy vereis dat ons hom vrees. En daardie vrees is die beginsel van alle wysheid. Daarom sien ons ook dat ware bekering, of die wysheid wat daar te vind is, in die bekering self, gegrond is in die vrees van die Here.
Want die bekering begin by ons, wat ons afvallige en sondige natuur besef, en ons besef dat ons teen 'n allerheilige God gesondig het. Hy is ewig in sy heiligheid, en ons is nie. Wat beteken dat ons oneindig ver kortval van sy heiligheid, en dus verdoem staan voor hom. En dit is as gevolg van hierdie beseffing, van verdoemenis, wat ons 'n heilige vrees gee vir die Here, en dat ons Christus aangryp met al twee hande, want daar is geen redding buite Christus nie. Daar is geen redding buite hom nie. En laastens dan ook, soos Christus self sê, in Matteus 10 vers 28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Die konteks van hierdie vers verwys na ware vrees. Dit verwys nie na eerbied nie. Hoe weet ons dit? Want mense vrees oor die algemeen wanneer hulle op die punt is om doodgemaak te word. As iemand 'n geweer teen jou kop hou, dan is jy nie besig om daardie persoon te onteer nie. Jy is besig om hom te vrees, inteendeel jy bewe waarskynlik van die vrees, wanneer iemand op die punt staan om jou dood te skiet. En dit is die konteks ook van hierdie vers. Maar die Here sê, moenie daardie persoon vrees nie. Vrees liewer vir hom, naamlik die Here, wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. Die definisie van vrees verander nie van die eerste helfte van daardie vers, na die tweede helfte van daardie vers nie. Die vrees wat jy moet hê vir iemand wat op die punt staan om jou dood te maak, is die definisie van vrees wat ons vir die Here behoort te hê. En dit is te verstaan, want hy het die mag om ons vir ewig in die hel te werp, en regverdiglik so. Maar dit kom terug by Christen se punt in die pelgrimse reis wat hy aan onkunde geleer het. Naamlik, nie net het jy goeie gedagtes oor jouself, wanneer jou gedagtes van jouself ooreenstem met die woord nie. Jy het ook net goeie gedagtes van die Here. Indien jou gedagtes oor die Here en jou verstaan van wie hy is, ooreenstem met sy woord. Indien jou verstaan van wie die Here is, nie ooreenstem met wie die woord sê die Here is nie, dan aanbid jy nie die Here nie, jy aanbid 'n afgod. En dan het jy nog nooit 'n goeie gedagte oor die Here gehad nie. Indien jou God nie 'n God is wat gevrees moet word nie, dan is jou God nie die God van die Bybel nie. En nie net dit nie, jy het dan waarskynlik ook nie baie wysheid nie, want die beginsel van Bybelse wysheid is die vrees van die Here. So Spreuke 9 vers 10 ook nog vir ons gaan sê, waar staan die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. Maar die vraag kom natuurlik dan ook op, maar is die Here dan nie liefdevol nie? Is hy nie barmhartig nie? Is die Here nie ook genadig nie? En die antwoord is, absoluut. Absoluut. Want as hy nie liefdevol en barmhartig en genadig was, teenoor sondaars soos ons nie, sou ons die mees ellendigste van mense, met absoluut geen hoop in hierdie wêreld gewees het nie. Maar die Here sorg vir sy kinders, en hy gee goeie gawes aan sy kinders. En mag daar nie 'n dag verbygaan wat ons nie ons lewens uitstort as 'n dankoffer vir sy goedhartigheid en liefde en sy genade teenoor ons nie. Want geen mens kan die omvang van sy liefde en genade teenoor ons enigstens eers begryp nie. As mense kan ons nie sy liefde en barmhartigheid begryp nie, want dit is 'n ewige liefde en 'n ewige barmhartigheid. En ons is bloot net nietige mense wat nie 'n begrip het van ewigheid nie. Maar dank die Here vir sy ewige liefde en sy ewige genade teenoor ons. Selfs al kan ons dit nie self eers volkome begryp nie. Maar God se liefde en sy barmhartigheid en sy genade teenoor ons is nie die beginsel van wysheid nie. Jy kan dalk die liefde van die Here verstaan, maar nog steeds 'n dwaas wees. Jy kan dalk 'n semi-begrip hê van God se barmhartigheid, maar jy kan nog steeds 'n dwaas wees. Inteendeel, daar is baie kerke wat net op God se liefde fokus.
terwyl hulle nie 'n greintjie van wysheid het nie, want hulle het geen vrees vir die Here nie. Hulle is so lief vir mense, dat hulle nooit iemand sal wegwys, of hulle sonde sal uitwys nie, en hulle sal oorsien wanneer mense saam bly voor die huwelik, en jy kan maar homoseksueel wees, en hulle sal jou week na week ontvang by die kerk, in die naam van liefde, ongeag waarmee jy besig is. Maar hulle is dwaase om dit te doen, want dit is 'n liefde wat nie gegrond is in die vrees van die Here nie. Want die persoon wat werklik die Here vrees, het 'n liefde vir die dinge waarvoor die Here 'n liefde het. En hy haat die dinge waarvoor die Here 'n haat het en wat vir hom 'n gruwel is. Soos ons lees in Psalm 97 vers 10 waar staan: O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Daarom lees ons ook in Psalm 139 vers 21 en 22, koning Dawid sê: Here, sou ek die nie haat wat u haat, en afskie hê van die wat teen u opstaan nie? Ek haat hulle met 'n volkome haat. Vyande is hulle vir my. En so Spreuke 8 vers 13 ook vir ons leer: die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Wat beteken dat as jy nie haat wat sleg is nie, en haat wat vir die Here gruwel is nie, het jy ook nie 'n vrees vir die Here nie. En die kamma liefde wat jy het, is te vergeefs. Inteendeel, dit is dwaasheid. Baie kerke het nie 'n vrees vir die Here nie, want hulle haat nie wat sleg is nie. Inteendeel, hulle maak hulle deure daarvoor oop. In die naam van liefde. Maar daardie liefde is nie 'n Bybelse liefde nie. Want die fondasie daarvan is nie die vrees vir die Here nie. Want as dit was, sou jy gehaat het dit wat sleg is. Want die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek, sê die Here. Maar om af te sluit. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. En dit is hoe ons onderskeid kan tref tussen die gelowige en die ongelowige, tussen die wyse en die dwaase. Want die sot verag wysheid en tug. Maar die ware gelowige maak die beginsel en die fondasie van elke wysheid wat daar is om te leer, hulle vrees vir die Here. Ons mag dalk die wyshede van Spreuke memoriseer, maar as dit nie gegrond is in ons vrees vir die Here nie, dan is dit niks anders as dwaasheid nie. Jy mag dalk leer dat jy jou kinders moet tugtig, soos Eli ook geweet het en ook gedoen het, maar as jy dit nie doen omdat jy die Here vrees nie, kan jy nie onder die indruk wees dat jy wys is nie. Want die beginsel van wysheid is die vrees van die Here, en dit geld vir elke enkele wysheid, wat ons in die boek van Spreuke ook gaan teekom. Maar hier is die verregaande gedeelte. Indien ons wel 'n Bybelse verstaan het van wie ons is, soos Christus vir onkundige gesê het, dat ons onsself moet oordeel soos wat die woord ons oordeel om te wees. En 'n Bybelse verstaan het van wie die Here is, menende ons oordeel God soos wat die Bybel vir ons sê hy is. Dan behoort ons nie net 'n absolute vrees te hê vir hoe ver ons kortval van sy glorie nie, en hoeveel ons verdien om ewig verdoem te word nie, maar dan sal ons ook die genade en die liefde en die barmhartigheid van Jesus Christus begryp. Want hy het nie net die mag om ons in die hel te werp nie. Hy het ook die reg om dit te doen. Want ons verdien niks minder nie. Maar in sy genade en barmhartigheid het hy besluit om sondaars soos ons te red. Hoe kan ons dan anders as om te doen wat Filippense 2 vers 12 ons sê om te doen? Naamlik om ons eie heil uit te werk met vrees en bewering. Want dit is alleenlik wanneer ons 'n regte verstaan van onsself het en 'n regte en Bybelse verstaan van wie God is, dat ons nie net sal besef dat die Here wel 'n God is om te vrees nie, maar dat ons ook sal besef hoe groot sy genade is. En dan sal ons ook verstaan wat Handelinge 9 vers 31 bedoel, wanneer dit sê van die kerk en die gemeentes deur die hele Judea
en Galilea en Samaria het vrede gehad en hulle het vermeerder terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees. Hulle was opgebou en het gewandel in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees. Ja, die Here moet gevrees word. Maar wat 'n groot vertroosting het ons dan nie ook in die Heilige Gees en in Jesus Christus nie. Wetende dat die Here nie vir ons gee in sy toorn dit wat ons wel verdien nie. En hoe kan ons dan anders as om die Here te vrees? En as om in die vrees van die Here te groei, in wysheid, sodat ons hom beter kan aanbid, sodat ons hom beter kan volg, en sodat ons in gehoorsaamheid hom kan dien. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, ons is maar 'n nietige mensdom. En ons vorm baie keer 'n God volgens ons eie denke, 'n God wat vir ons aanneembaar is, Here. Maar mag dit ver van ons af wees, o Heer. Om dit wat ons in die woord lees, waar U self aan ons openbaar, te verruil vir ons eie denke en verbeelding. Mag dit ver van ons af wees, Here. Here, gun dit ons om te begryp dat ons is maar dwaase in die wêreld, ongeag wat se kennis ons mag hê. Maar Here, gun ons ten minste die wysheid om te besef dat die begin van wysheid en die beginsel daarvan is om U te vrees. Gun ons dit dus, Here, om 'n oordeel oor U te tref wat die woord van U tref. Om U te definieer soos wat die woord U definieer. Sodat ons 'n vrees vir U kan hê. Sodat ons kan groei in wysheid, Here. En sodat ons U kan dien soos wat U van ons verwag om U te dien en te eer. Help ons, o Here, nie net om te groei in ons vrees vir U nie, maar ook in wysheid om U te aanbid. Ag Here, ek bid vir ons elkeen hierso, elkeen waar ons uitgaan in die week. Gun ons, Here, om elke besluit wat ons maak te vestig in ons vrees vir U. En om te vra of dit wat ons doen en dit wat ons glo gegrond is in ons vrees vir U. En as dit nie doen nie, o Here, pleit ons by U. Mag U Gees ons harte verander. En mag ons ook besef hoe groot U genade en barmhartigheid is teenoor sondaars soos ons. Alle lof, alle eer en alle aanbidding kom U naam toe, Here, vir ewig en ewig. Amen.